Amen. Ek wil met jou Bybel vir my oopmaak in twee gedeeltes. Ek wil met my oopmaak in Openbaring 19 en ook in Efesiërs hoofstuk 5. Openbaring 19 en dan ook in Efesiërs hoofstuk 5. En ek wil vanmôre met ons iets baie belangriks bespreek. En ek wil met vanmôre mooi luister, want ek dink hierdie raak ons almal. Op een of ander mate. En ek het nou die afgelope paar dae 'n bietjie, of eintlik die afgelope dag bietjie te doen gekry met hierdie situasie ook. En dit het my net bietjie iets laat besef ook. Ek wil eintlik sê van die hedendaagse Christendom. En vanmôre wil ek eintlik vir jou sê, laat die Heilige Gees toe om tot jou hart te spreek. En dis 'n bietjie iets om oor na te dink. Want ek dink, dis nie 'n boodskap wat baie gepreek word vandag nie. En dis eintlik vir my hartseer. Nou kan ons gaan also lees in Openbaring 19 vanaf vers 6. En ons gaan daar so lees tot en met vers 15 en dan gaan ons oor na Efesiërs 5 toe. Openbaring 19 vanaf vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou let op na vers 7, want ek gaan oor vers 7 praat. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Onderstreep vir jou daar, sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Luister mooi wat sê vers 8. Jy kan dit ook vir jou onderstreep. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Vers 9. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woord van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat in die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En let op vers 14. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En nou wil ek hê ons moet ook saam lees daar so in Efesiërs hoofstuk 5. En ons gaan na 'n hele gedeelte lees vanaf vers 1 tot en met vers 21. En ek wil jy moet nou baie mooi luister na hierdie gedeelte. Veral, let nou op veral hierso wat gebeur. En wat sê die woord van die Here vir ons? Efesiërs 5 vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. En wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ons lees vir vers 8. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is.
En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Maar nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader vir altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ek wil 'n bietjie vanmôre met ons praat oor die vergete bruidskleed. Die vergete bruidskleed. En ek wil eintlik hierdie vraag vra vanmôre. Hoe het dit gebeur dat die moderne kerk van vandag, en as ek praat van die kerk, praat ek nie van 'n denominasie nie. Ek praat nie van wat 'n kerk jy behoort nie. Ek praat van die kerk, die liggaam van Christus. Ek en jy is die kerk. Maar hoe het dit gebeur dat die moderne kerk so gemaklik geraak het met dinge wat God haat? Die kerk het gemaklik geword met dinge wat die Here haat. En hoe het dit op 'n plek gekom waar sonde so gemaklik geraak het, dat ons dit verskoon, dat ons dit regverdig, dat ons dit probeer verduidelik, hoekom ons dit doen, en hoekom ons dit wil verdedig. En wat vir my interessant is van die moderne kerk is, ons praat baie oor genade. En jy hoor baie oor God se genade, en dit is so, God het ons almal gered uit genade. Ons is gered uit genade. Maar ons hoor baie min van heiligmaking en heiligheid. Ons praat baie oor liefde en ons hoor baie van liefde. Maar ons hoor baie min van reinheid. En ek wil vanmôre wil ek so 5 vragies vra, waarna ek wil gaan kyk vanmôre. En hierdie vraag wat ek wil vra, is punt nommer 1. Die mees obviously een as jy kyk na die titel van vanmôre se boodskap. My vraag is, as Jesus vandag kom, is ons werklik gereed? Die tweede ding wat ek wil gaan kyk, en wat ek wil vra, en die vraag wat ek wil vra is, het ons geloof net woorde geword? Of leef ons dit? Is ons geloof net woorde? Die derde ding waarna ek wil gaan kyk is, wanneer laas het sonde ons eintlik laat huil voor die Here? Wanneer het ons eintlik so bedroef geraak oor ons sonde en ongeregtigheid? Die vierde ding waarna ek wil gaan kyk, en hierdie is nogal 'n baie belangrike een, is ons besig om die bruid van Christus te wees, of is ons maar net kerkbesoekers? Is ons besig om die bruid van Christus te wees, of is ons net kerkbesoekers? En dan wil ek jou vra, as die bruidegom nou roep, het jy 'n bruidskleed aan? Ek wil vanmôre met ons praat oor die vergete bruidskleed. En weet jy wat is my interessant daar van Openbaring 19? Hy sê, die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Hy sê dit baie duidelik. Hy sê nie dat die bruidegom hom gereed gemaak en gereed is, whatever. Hy sê, die bruidegom se vrou het haar gereed gemaak. Met ander woorde, as ek dit so vir jou kan sê, dat daar is iets wat die bruid moet doen.
Daar's 'n pertinente ding wat van die bruid verwag word. Nou hoor mooi. Ons word gered deur geloof, of in geloof deur genade, nie uit ons werke nie, dis 'n gawe van God, nie uit onsself nie. Hierdie praat ek nie vanmôre van ons redding nie. Ons word gered in Christus. Maar ek praat vanmôre oor bruidskap. Ek praat vanmôre met die bruidsgemeenskap, met hulle wat sê, ek is bruid van Christus. Ek verwag hom om my te kom haal met die wegraping, om by die bruilof van die lam te wees. Jy weet, redding bepaal of jy hemel of hel toe gaan, of jy vir ewig by die Here gaan wees of nie. Hierdie waarvan ek vanmôre praat ek van bruidskap. En die kerk onderskei nie meer daai ding nie. En dis 'n baie gevaarlike plek om eintlik te wees. Want hier sê die Bybel eintlik, die bruid het haar gereed gemaak. Kyk ons na die maagde, die 10 maagde. 5 was verstandig, hulle het olie in hulle lampe gehad, hulle was gereed. Die ander 5 was onverstandig, hulle olie het uitgehardloop. Die Bybel sê vir ons op verskeie plekke, wees waaksaam dat jy gereed kan wees. Nou hoe word ek gereed? Jy sê, dit het niks met redding, hemel en hel te doen nie. Dit het te doen met bruidskap. En dis die ding wat die kerk vandag mis. En as ons gaan kyk na hierdie hele konsep van die bruid waarvan hy hier praat, julle almal is nou al vertroud met die antieke Galileese bruilof. Ek hoef nou nie in te veel detail daarin te gaan nie. Ek het 'n video wat ek in detail daaroor gepraat het. Hy is op my YouTube kanaal. As jy na my playlist toe gaan, is daar 'n ding wat ek gepraat het oor die wegraping reeks of oor die wegraping wederkoms boodskappe. Dan kan jy gaan kyk daarso van het ek die vraag gevra, gaan daar werklik 'n wegraping wees? Dit was die heel eerste video. Het ek hierdie in detail behandel oor die Galileese bruilof. Maar wat interessant is, as ek net so vlugtig, ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar wanneer die bruidegom en die bruidjie dan nou verloof geraak het, as ek dit so kan sê, sou hy weggegaan het na sy pa se huis toe om vir hulle 'n bruidskamer te gaan bou, om gereed te maak, en dan sou die vader vir hom gesê het, as dit klaar is, hy kan sy bruid kom haal. Nou, julle is almal vertroud daarmee, ek gaan dit nou nie herhaal nie, so gaan kyk. As jy nie verstaan waarvan ek nou praat nie, gaan kyk gerus daai video, ek beskryf dit in detail. Want dis 'n baie lang verduideliking. Maar intussen tyd, terwyl hy weg is, wat het gebeur met die bruid? Die bruid het deur verskillende, ek wil sê reinigings, in hulle geval rituele gegaan. Sy het haarself in gereedheid gebring. Die bruid moes haarself gereed maak en reg hou vir die tydperk terwyl hy weg is. Moes sy haar rein bewaar, moes sy haar bruidskleed regmaak, haar trourok versier en mooi maak en reg kry. Sy moes gereinig geword het, haarself bewaar het van dat sy nie onrein geag gaan word deur of de mekaar geraak het met ander mans of enige iets nie. En sy het in afwagting gewag vir die bruidegom om te kom. En dan wanneer die vader vir die bruidegom sou gesê, dis reg, gaan haal jou bruid, dan sou daar 'n groep vooruit gegaan het met basyne wat geblaas het en gesê het, die bruidegom is hier. Die bruidegom is op pad. En dan moes hy die bruid basies kom wegvat na die bruilofskamer toe vir die bruilof. En wat interessant is ook van dit, is dat die bruidegom sou geweet het of die bruid reg is of nie. Want daar was dinge wat moes gebeur het. Sy moes byvoorbeeld 'n lampie in die vensterbank gehad het elke aand wat brand. 'n olielampie. As die bruidegom sou kom en hy die lampie gesien, dan sou hy geweet het, sy wag vir hom, sy's gereed. Dan sou hy haar gevat het. Die tweede ding wat sou moes gebeur het, is die bruid moes in haar bruidskleed gewees het. As die bruidegom, as hy aangekom het en die lamp het nie gebrand nie, dan het hy geweet die verloving is af.
sy is nie meer gereed nie. As sy daar gekom het en sy was die bekleed aan haar bruilofskleed, wat beteken dat sy is nie meer ry nie. Dan was die bruilof af. Want hy het omgedraai en weggestap. Nou hier sê die Bybel vir ons, die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy was reg vir sy koms. En dan skielik hoor die dorp, hier kom die bruidegom. En dan weet hulle, hy is op pad. Een of ander tyd gaan hy kom. Maar luister wat sê hy daarso, in vers 8 in Openbaring 19. En aan haar is gegee om bekleed te wees, met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne, luister ou, is die regverdige dade van die heiliges. Nou hoor nou mooi, ons word nie gered deur ons werke nie. Ons word gered deur geloof. Maar weet jy wat, wanneer jy geloof het, dan moet jou werke getuig van jou geloof. En die Bybel sê nou iets hierso baie sterk, wat baie kerke vandag, en ek wil eintlik sê die kerkgemeenskap, baie Christene vandag ignoreer. En luister nou baie mooi, dis sê dit wat ek sê, as ek die Bybel so lees, dis wat hy sê. Die bruidskleed word geweef deur jou dade. Wanneer jy aan Jesus behoort, en wanneer jy aan hom verbind is, deur die wedergeboorte, deur die verloving, as ek dit so kan sê, want waar is Jesus nou uitgegaan om vir ons plek te berei? Wat moet ek en jy intussen doen? Ons moet ons bruidskleed gereed kry. En dis ook baie interessant, nou hulle het baie reinigingswette gehad, voordat hulle byvoorbeeld die Jode, voordat hulle by die tempel so ingegaan het, moes hulle deur 'n mikwe gegaan het, dit is 'n doopbad, basically so 'n doopbad, en hulle moes gereinig geword het, hy het 2 stelle trappe gehad. Een kant gaan hy af, dan moes hulle heeltemal gesubmerge geword het, in die water as reiniging, en dan moes hulle aan die ander kant uitgekom het, hulle mag nie met dieselfde pad teruggekom het, dan sou hy weer onrein gewees het. Hulle moes hom so gedoen het. Nou wat interessant is van die Joodse bruid, die mans het dit aanhoudend gedoen, want hulle was by die tempel gewees, maar wanneer die bruid verloof geraak het aan die bruidegom, net daarna was dit die eerste keer dat sy deur 'n mikwe gegaan het, as reiniging, om haar te bekleed, om haar gereed te maak, om haar rein te maak, om te wag, en af te sonder vir die bruidegom. Wat gebeur met ons na wedergeboorte, wanneer ons Jesus aanvaar? Wat het hy vir ons sê? Ons word gedoop. Dis waar hy verbintenis vandaan kom. En dis net interessant. Nou, dis nie die water wat jou skoon was nie, dis wat jou hart gebeur het, maar dit is 'n simbool daarvan. Maar net daarna begin ek en jy 'n pad met die Here te stap. En ons wag in afwagting vir die bruidegom om te kom. En hierdie bruidskleed word geweef uit ons dade uit. En weet jy wat, daai werke is nie vir ons redding nie, maar weet jy wat, dit is uit ons getrouheid teenoor die bruidegom. Hoor jy wat ek sê? Daai goeie dade, daai werke is nie vir ons redding nie, dit is uit getrouheid aan die bruidegom. En die probleem wat ons het vandag met die moderne kerk, as ek het vandag so wil noem, ons leef in 'n tydperk waar die kerk baie praat oor genade. En ons leef in 'n tyd waar die kerk baie praat oor liefde. En ons leef in 'n tyd waar die kerk oor alles praat behalwe heiligmaking. Ons hoor nie meer oor heiligmaking nie. Ons hoor blessing boodskappe. Ons hoor hoe lief die Here jou het. Ons hoor al hierdie dinge, maar ons wil nie hoor, jy moet heilig lewe nie. En die verskoning kom van die moderne kerk, en as jy met die Christene vandag praat oor sonde, en jy spreek dinge aan, ag, God verstaan. Here verstaan my. Weet jy, ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade.
ons is nie onder die wet nie, ons is onder genade. Maar dis een van die verskonings wat hulle gebruik. Of, maar niemand is perfek nie, ons almal. As jy 'n sonde uitwys of 'n sonde aanspreek, ja, maar wat van daai ding wat jy doen? Wat van daai sonde, wat van hierdie sonde? Hoekom spreek jy nie dit aan? Hoekom nie dit ook? Ai. Wat van daai sonde? Wat van hierdie sonde? Hulle wil die verantwoordelikheid vat om te sê, maar luister, as ek die bruid is van die bruidegom, moet ek my rein bewaar. Ek moet die verantwoordelikheid op myself neem om my te bewaar tot die bruidegom my kom haal. Nou die Here het gesê, hy los ons nie as wese agter nie, hy stuur vir ons ook die Heilige Gees. Hy sal ons oortuig van sonde en ongeregtigheid. Hy sal ons lei. En hy sal ons oortuig van die waarheid. Hy sal ons oortuig van sonde. Maar wanneer ek my oor sluit vir sy vermaning, wanneer ek my oor sluit, wat doen ek? Ek is ongehoorsaam. En die moderne kerk gebruik al hierdie verskonings. Maar weet jy, dit is my interessant van Romeine 6, daar vers 1 tot 3, ek gaan sommer vir julle lees. Skryf Paulus, hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie. Hoor wat sê hy, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe wil ek aanhou om daarin te wandel? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Hy herinner ons eintlik aan die bruilof, aan die Joodse bruilof. Hy herinner ons eintlik aan ons verbintenis met Christus, dat ons het aan hom behoort, ons is deur sy bloed gereinig. Ons het saam met hom die ou mens afgesterf en 'n nuwe mens opgestaan. Hoe wil ons dan nou nog die dinge van die ou mens doen? Jesus het dit op 'n mooi manier verduidelik. Niemand gooi nuwe wyn in ou sakke nie. Nuwe wyn. Wat beteken nuwe wyn? Wanneer hulle die druiwe sou gepers het, sou daar vars druiwesap uitgekom het, baie soet, suiker, jy het al geproe, die dagmaal wat ons gebruik, daai tirosh, hoe proe dit? Maar in Israel moet julle nou weet, dit is baie warm, so daai goed kan baie maklik gis en fermenteer. So, vir 'n hulle het 'n kort tydjie gehad, wat hulle daai suiwer druiwesap kon gebruik het, en dit was baie skaars, en dit was baie duur. En hulle moes dit vinnig gebruik het. Nou sê Jesus, niemand gooi nuwe wyn in ou sakke nie. Jy kan nie 'n ou wynsak wat al klaar gefermenteer was, waar daar vrot goed in was, vat en daai ingooi nie. Wat gaan gebeur? Daai wyn gaan begin gis, as daai sak het swak geword. En daai goed gaan vrot word binne in daai sakke, wat gaan gebeur eventueel? Die sak gaan bars en alles gaan tot niet gaan. Hy sê, mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke. Jy sien, as jy binne jou verander is, dan moet jou lewe ook verander. En genade is nie 'n vrybrief vir sonde nie. Genade is nie 'n lisensie om te sê, gaan groot. Weet jy wat is genade? Die krag om sonde te oorwin. Die krag om vry te kom van sonde. Dis waarvan Jesus ons vrygemaak het. Dis wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Hy het ons vrygemaak van die sonde. Hoekom wil ons nog daarin wandel? Maar wat sê vandag? Kyk ons na vandag, na die moderne kerk. Christen is maar net soos die wêreld. Christene praat dieselfde, leef dieselfde, redeneer dieselfde, doen dieselfde, volg dieselfde trends. En dan sê ons maklik, ek is gered. Ja, jy is gered deur genade. Maar jy is nie bruid nie. Jy het jou bruilofskleed bevlek. Jy het jou bruilofskleed bevlek. Jesus kom terug vir 'n vlekkelose bruid. Maar enkel ons is nie perfek nie.
Presies, dis hoekom hy vir ons die Heilige Gees gestuur het, dis hoekom Jesus gesê het, julle kan aan die troon van genade kom. As jou sondes bely, ek is getrou regverdig om jou te reinig. Jy sien, mense verstaan nie daai konsep nie. Jy sien, daar's 'n verskil tussen Christene, die kerk en die bruid. Die bruid is nie die kerk nie, die kerk is nie die bruid nie. Die bruid is afgesonder vanuit die kerk. En ons kan baie maklik sê ek is gered. Maar weet jy wat vra Jesus die dag as hy gaan kom? Waar is jou kleed? Hoe lyk jou kleed? Kom hy terug vir 'n bruid of kom hy terug vir 'n straatvrou? As ek dit so wil noem. Nou hoe versier die bruid haar kleed? Nou, ons het al gelees die regverdige dade van die heiliges. En die Bybel sê vir ons baie mooi en leer vir ons baie mooi. Want die eerste ding wat hy vir ons leer is die bruid lewe 'n lewe van heiligheid. Die bruid lewe 'n lewe van heiligmaking. In 1 Petrus 1, daar van vers 14 tot 16, blaai gesoon toe, 1 Petrus 1, ek wil hê julle moet saam, vandag probeer, maar vandag blaai. Ek wil hê julle moet hierdie goed saam met my lees, en ek wil hê jy moet dit jou Bybel vir jou merk. Die bruid lewe 'n lewe van heiligheid, 'n lewe van heiligmaking. Nou hoor gou baie mooi, maak ons foute nog? Doen ons nog sonde? Is dit my intensie om dit te doen? Wil ek daarin wandel? Jy sien, dit is die verskil. Wanneer ek gesondig het, kan ek na Jesus toe gaan en sê, Here, ek is jammer, vergewe my. En ek het berou oor my sonde, maar gaan nou net daaroor praat. Maar die bruid lewe van heiligheid. 1 Petrus 1, vers 14 tot 16, sê vir ons die volgende. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jy moet heilig word. Ek wil eintlik sê, heiligheid beteken nie, in hierdie konteks, jy's perfek nie, jy's in die perfekte mens nie. Ons is nie. Ons is nog in die vlees. Prys die Here vir 'n verheerlikte liggaam, want as jy nou gaan kry wat perfek gaan wees. Maar weet jy wat beteken hierdie heiligheid hierso? Wat hy sê, wees heilig want ek is heilig. Hy sê in hierdie geval, wees afgesonder. Wees bruid. Kry jou bruidskleed reg. Because very, very soon we are going to see our King. Jy sien in die bruid se gesindheid oor sonde en oor dit is, daar is dinge wat ek nie meer doen of wil doen nie. Ek breek met hierdie goed. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek aan die bruidegom behoort en ek sy bruid is, ek hom liefhet, ek dankbaar is teenoor hom en ek in afwagting wag vir hom om my te kom haal. Omdat ek met hom in verhouding staan. Jy sien, dis wat die mense nie besef nie. As dit kom by my en jou redding, Jesus het vir ons sonde betaal, hede, verlede en toekomstig. Ons sonde is betaal aan Christus. Wat is sonde wat jy nog gaan doen of gedoen het Jesus nie voor betaal nie. Hy het alles betaal, hede, verlede en toekomstig. Juist sodat ek hier genade kan ontvang, dis genade. Dis 'n geskenk wat hy aan ons gee. Maar wat mense nie besef nie is, omdat ek nou aan hom behoort, wil ek my lewe aan hom toewy. Wil ek vir hom leef, wil ek in afwagting vir hom leef. Wil ek wag dat hy my kom haal. En jy weet, die bruid
het 'n haat vir sonde. Want die bruid haat wat God haat. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die kind van God moet haat wat God haat. Want ek en jy moet aan Christus gelykvormig wees. Julle wat nou al lank getroud is, julle sal nou presies weet wat ek nou sê. Toe julle nou net mekaar leer ken, was julle dag en nag verskil vir mekaar. Nou as jy al jare getroud is, julle dink al dieselfde, julle redeneer dieselfde, julle kan mekaar se sinne al klaar maak. Jy weet al wat die ander ou dink, wat hy gaan sê, hoe hy gaan optree. Julle is een. Julle praat ook al dieselfde. Julle redeneer ook al dieselfde. Ek en jy moet aan Christus gelykvormig raak. Hoekom? Want ons is sy bruid. In Spreuke 8 vers 13, ek gaan dit vir jou lees, maar hoor wat sê die Here. Luister baie mooi, Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here. Nou wat is hy vrees? Nie om bang te wees nie. Dit gaan oor respek, dit gaan oor om die Here te eer, dit gaan om die Here te aanbid. Hy sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. Wat is 'n huichelagtige mond? Dis juist daai redenasie van, jy wil nie die verantwoordelikheid vat, vir dit by jy wil goed praat wat sleg is en sleg goed noem. Jy wil altyd self verdedig, as dit kom rondom die woord van die Here. Jy wil altyd self regverdig. 'n Ware Christen speel nie met sonde nie, het nie deel daaraan nie. Inteendeel vlug hulle weg vir dit. Enige iets wat kan lei na sonde. Die Here sê ook vir ons in sy woord, dat ons geen deelgenootskap moet hê met duisternis nie. Geen. Jy sien, die ware bruid maak nie verskonings nie. Soek nie verskonings nie. Sê nie, ag, maar dis menslik, of maar dis okay. Die ware bruid sê, Here, reinig my van ongeregtigheid. Bewaar my tree. Lei my in u waarheid, lei my in u geregtigheid. Reinig my, was my. En die bruid wandel en leef in gehoorsaamheid aan die woord. Jakobus, in Jakobus, daar aan die agterkant van jou Bybel, Jakobus hoofstuk 1. En hier is die ding wat mense baie kere mis. Want die mentaliteit wat mense vandag het, en die teachings by die kerk, het so geword van, jy is onder genade, gaan groot man, jy is mos gered. Jy is gered deur genade. Maar die Bybel sê ook vir ons bietjie ietsie verder. In Jakobus hoofstuk 1, vanaf vers 21 tot 24. Jakobus hoofstuk 1, vanaf vers 21 tot 24. Hy sê vir ons daarso die volgende. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Stop dit gou daar. Hy sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid, bedoelende jy moet teachable wees. Die ingeplante woord. Waar plant God sy woord? In jou hart, in jou gees, wat in staat is om julle siele te red, want die woord gaan ons in bewaring hou. Dan gaan hy verder, hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Moenie vir jouself lieg nie, moenie jouself op die bos lei nie, moenie jouself paai nie. Hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Hy sê ook later in die gedeelte, dat geloof sonder werke is dood. Dit beteken niks. Onthou, ek maak duidelik, sê ek dit weer,
Jou dade kan jou nie red nie. Niks met jou redding te doen nie. Dit gaan oor bruidskap. En die moderne kerk hoor vandag baie preke. Hoor preek op preek op preek op preek op preek op preek op preek. Dis al wat die kerk doen, is hoor preke. Maar weet jy wat doen die bruid? Die kerk hoor die preke. Weet jy wat doen die bruid? Sy leef dit. Hoor baie, die bruid leef dit. Dis die verskil. En nou kom ons daar in 1 Johannes hoofstuk 3. Is ook al aan die agterkant van jou Bybel. 1 Johannes hoofstuk 3. En dan in Openbaring sê hy, die rein fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. 1 Johannes 3, daar vers 17 en vers 18, sê hy die volgende. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Put your money where your mouth is. Put your deeds where your mouth is. Put your heart where your mouth is. As jy bely jy is 'n Christen, laat jou dade daarvan getuig. Jy sien, die bruidskleed word geweef met die vrug van die Gees. En deur die dra van die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22, so baie, maar ek gaan dit nie nou lees nie, julle ken die vrug van die Gees. Gaan na Matteus 24 toe. Wat doen die bruid nog? Die bruid is waaksaam vir die bruidegom. Die bruid wag op die bruidegom se koms. Sy is in gereedheid. Sy wag. Sy kom in gereedheid, sy het haarself gereed gemaak. Nou hoor gou mooi. Wie van julle wat nou na my luister, gaan vir my sê ons leef nie in die eindtyd nie. Wie van julle wat na my luister gaan vir my sê ons is nie na by die koms van Jesus nie. Dan wil ek vir jou sê, as dit nou die tyd, as jy daai redenasie het, wil ek sê, is nou die tyd, dat jy wakker word. Word wakker. Matteus 24 vers 42. Matteus 24 vers 42, tot en met vers 44. Hy sê vir ons, waak dan. Hoor wat sê die heel eerste, waak dan. Wat is waak? Jy moet wake up wees. Waak dan, omdat jy nie weet wat uur julle Here kom nie. Jy sê die bruid het nie geweet wanneer die bruidegom gaan kom om haar te kom haal nie. Hy sê, maar weet dit, as die huisheer geweet het wat dag waak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Kan ek julle die realiteit van hierdie ding vertel? Ek persoonlik glo, ons is nader aan Jesus se koms, as wat ons werklik besef. Rarig. Ons kan nie 'n dag en datum bepaal nie. Maar as ons kyk hoe die wêreld en die dinge in die wêreld eskaleer, as ons sien hoe die stelsels in plek gesit word, as ons sien hoe al hierdie dinge voor ons gebeur, ek het nie gedink, weet jy wat, 20 jaar terug, begin ek in die bediening. En ons het gepreek, Jesus se koms is naby. En ons het gepreek oor dinge daai tyd. Vandag kyk ek terug, en ek sê, weet jy wat, daai tyd, as ons daai tyd gesien het wat ons vandag sien, ek het nie gedink ons gaan dit so beleef nie. Weet jy sien letterlik Bybelprofesie voor jou oë in vervulling tree. Op 'n daaglikse basis. Weet jy, daar's niks wat Jesus terughou nie. Interessant sê hy, die woord van die koninkryk, die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die ganse wêreld en dan sal die einde kom. Weet jy hier waar ek nou met julle praat? Hierdie boodskap.
word uitgesaai reg oor die wêreld. Tegnologie vandag dra die boodskap reg oor die wêreld. En weet jy wat, die bruid leef net met een gedagte, met een fokuspunt. Hy kan enige tyd terugkom. Miskien vandag. Ons sing hy liedjie, ons daai ou Pinksterliedjie wat ons al gesing het. He is coming back in a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out for the signs of his appearing. Dan sê gaan sê hy laaste gedeelte. It might just be today. En dis die waarheid wat jy moet besef. Daar het hy sê in Openbaring 19, dat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En kom ek gaan vir jou sê, jou verhouding met God is persoonlik. En jy moet vir jouself die vraag afvra, het jy God regtig lief? Het jy die Here regtig lief? Behoort jy werklik aan hom? Hoe lyk die lewe wat God aan jou gegee het en wat jy vir hom leef? Hoe lyk jou lewe? As jy jou lewe aan hom oorgegee het, getuig jou lewe daarvan. Weet jy wat? Op die dag wanneer die bassein gaan blaas en die wegraping plaasvind, gaan jy nie kan sê, maar weet jy wat, my ouers was gelowig, daarom kan ek saam gaan. Ek was in hierdie kerk, daarom kan ek saam gaan. Ek het na hierdie pastoor geluister, daarom kan ek saam gaan. Ek het dit en dit en dit gedoen, daarom kan ek saam gaan. Ja, weet jy wat gaan saak maak daai dag? Hoe lyk jou bruidskleed? Is jy gereed? Jy sien, as ons teruggaan na die antieke Galileese bruilof, die bruidegom, wanneer hy gekom het om die bruid te steel, het sy in die dag of in die nag? Eerste ding waarna hy so gekyk het is, het sy haar bruidskleed aan? Hoe lyk haar bruidskleed? Kyk, jy sien, in die Bybel sê vir ons, dat jy gered gaan word, hy sê anders hy, maar ander deur vuur heen, bedoelende van, hulle gaan net so deurkom. Jy is gered. Mens die bruid nie. Ek wil vir sê, meer mense gaan agterbly met die wegraping, as wat hulle besef. Want die wegraping is vir die bruid. Nie vir die kerk nie, vir die bruid. Wat interessant is, waar vind die bruiloft van die lam plaas? In die hemel. Maar waar vind die bruiloftsfees plaas? Op die aarde. En dan ons terugkom. Wat is die gevare van 'n vuil kleed? Matteus 22. Ons lees daar vanaf vers 11. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruiloftskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruiloftskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. En hierdie is die skrikwekkende ding. Hy was in die bruilof, hy was by die bruilof, maar hy het nie 'n kleed gehad nie. Jy sien, daar gaan mense wees, hulle was in die kerk, hulle het die Bybels gesit in hulle huise, rakke vol. Hulle het titels gehad, my maat, dominee, pastoor, ouderling, dokter, professor. Ek weet nie eens hoe het hulle professors geword sonder die universiteit, maar jy kan wat 'n titel hê, daar gaan mense wees wat al die dinge het, maar net nie 'n kleed aan nie. En wat gebeur daar in vers 11 en vers 14? Wat het hy sê?
vriend, hoe het jy hier gekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy deurs, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal geween wees nagknars van tande. Hy word uitgegooi. Jy sien, wat beteken hierdie gedeelte vir ons? En hy sê vir ons, baie is geroep aan, min is uitverkies. Dit is nie die uitverkiesingsleer volgens die Calvinistiese leer nie, broers en susters. Die uitnodiging na God se koninkryk is vir almal gegee. Almal is genooi. Want Jesus Christus het ons gered uit elke stam, volk, taal en nasie. Almal is genooi na die bruilof. Maar weet jy wat is die probleem? Nie almal het dit gekies nie, nie almal het dit gevat nie, min is uitverkies. Min was dit waardig. Jy sien wat om daar te wees vereis geregtigheid, 'n veranderde lewe. Nie net om op te daag nie. Dit help nie net jy daag op by die kerk, dit help nie net jy daag op by die Bybel nie, dit help nie net jy daag op nie. Jy moet dit leef. En dis wat die bruilofskleed simboliseer, dis 'n lewe van geregtigheid, 'n oorgegewe lewe aan die Here, wat leef, wat reg is voor God, in geloof en in gehoorsaamheid. Jy sien, iemand wat uitgenooi is na die bruilof, maar wat nie werklik verander het nie, wat nie werklik, ek wil sê, hulle dra nie die vrug wat by die bekering pas nie. Hy sal nie by die bruilof wees nie. Hy gaan nie by die bruilof wees nie. Sal hy die ewige lewe beerwe, hulle is gered deur genade, maar hy is nie bruid nie. Ek hoop ek maak dit vanmôre duidelik. En ek dink dis wat ek nie meer hoor in die kerk, dat daar onderskeid getref word tussen die bruid en die kerk nie. Jy sien, baie is geroep, maar min is uitverkies. Baie hoor die uitnodiging van God. Maar net hulle wie dit aanvaar het, wat dit geleef het, wat deel geword het van God se koninkryk, van sy plan, wat deel geword het daarvan, wat bruid geword het, wat in gehoorsaamheid geleef het aan die Here. Hulle sal by die bruilof wees. Jy sien, as ons kyk in die tyd waarin ons nou leef, as ons gelees in byvoorbeeld, ek dink aan Tessalonisense, waar hy sê die nag het al ver gevorder en is amper lig. Jy sien, wanneer is dit is juist daai middernaguur hier van tussen 12 uur, 3 uur, waar dit die donkerste tyd van die nag is. Ons leef nou in daai tyd, waar die nag om ons al donkerder word. In jou gees, jy kan maar vir my sê wat jy wil, maar in jou gees, hoor jy daar's 'n geroep, die bruidegom kom. In jou gees weet jy dit, sonder dat 'n prediker dit vir jou hoef te sê. In jou gees weet jy dit, jy het daai, ek wil sê, jy het daai stem wat vir jou sê, jy het daai, ek wil sê dis 'n gevoel nie, maar jy het daai, ek weet nie 'n verwagting nie, dis meer, dis soos, is ook nie 'n voorgevoel nie, ek weet nie eintlik hoe om dit te beskryf nie, is 'n wete in jou gees, is 'n bevestiging in jou gees, jy weet dat jy weet, dis soos 'n stem binne wat vir jou sê, die bruidegom is op pad, jy weet dit, ek hoef dit eers weer te sê nie, in jou gees, kan jy vir jouself sê, jy ervaar dit, jy beleef dit, Jesus is naby, hy kom. Jy sien, dit is dieselfde by die bruid, wanneer daai tydperk aanbreek, wat sy geweet het, die bruidegom gaan terugkom. She anticipated it. Sy het verwag, sy het hierdie antisipasie. Binne het sy geweet, hy gaan kom. Hy gaan kom. Binne my gees weet, het sy geweet, binne haar gees sy geweet, hy, een van die dae. En hier is die vraag wat elkeen vandag moet vra. Hoe lyk jou kleed? Wees eerlik met jouself. Hou op kyk na Pietie, Sannie, Kosie, Klaasie. Hou kyk na my, hou kyk na ander predikers, hou kyk na, ek vra jou, hoe
lyk jou kleed? Is dit bevlek met sonde? Is jou kleed versierd? Is jy reggemaak vir die koms van die Here? Leef jy in gereedheid? Leef jy in afwagting? Jy wat sê in my gees antisipeer ek, hy gaan kom. Ek weet nie, jy sal verstaan, ek bedoel, dis daai, jy weet dat jy weet dat jy weet. Hoe lank wil jy nog uitstel? Weet jy wat, daar gaan 'n afval kom, sê die Bybel vir ons in die kerk. Die liggaam, daar gaan afval kom. Sommige gaan van die geloof afvallig word. Ons sien dit gebeur. Mense wat eers op tyd die Here gedien het, nou hulle rug op hom gedraai, het besig geraak met ander goed. Ons sien nie afval in die kerk, ons sien nie afval in die mensdom. Ons sien alles wat Jesus beskryf het vir ons, wat sy koms vooruitgaan. Ek wil eintlik vir jou sê, daar is niks wat hom teehou nie. Maar wat hom wel teehou, sê in 1 Petrus sê vir ons daarso, wat hom wel teehou is God se lankmoedigheid. Want God wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God gee tyd, God gee genade tyd. Is jou geloof lewendig, of het dit net woorde geword? Daag jy maar net op. En dis waar hy vir ons in die woord sê in Jesaja 1 vers 18 tot 20, ek gaan dit ook vir julle lees, Jesaja 1 vers 18 en 20, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Hoor my wat hy hierso sê. As julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Daar kom 'n baie swaar tyd vir die wêreld. Na die wegraping plaasgevind het en die groot verdrukking plaasvind. Die eerste 3,5 jaar van die verdrukking gaan dit alright, ek wil vir julle sê, hulle gaan nie regtig agterkom. Iets is besig om te gebeur nie. Maar die tweede helfte van die verdrukking gaan die swaard van God teen die mens wees. Die oordeel van God gaan hierdie aarde tref. Jy wil nie agterbly nie. En weet jy wat sê interessant ding? Die anti-kris. Wat sê die woord van die Here? Hy gaan mense, ja, jy gaan met jou eie bloed, met jou eie lewe betaal. Waarvan Jesus jou wil red. Dis die doel vir die bruid. Hy wil die bruidkom wegneem om haar te bewaar vir die toorn wat oor hierdie aarde uitgegiet word. En vandag roep die Here na sy bruid. Hy roep nie na godsdiens nie, hy roep nie na 'n kerkdenominasie nie, hy roep nie na 'n titel nie, hy roep na heiligheid. Hy roep na reiniging, hy roep na bekering, hy roep na 'n rein bruidskleed, hy roep na 'n bruid wat haarself in bewaring hou. Weet jy wat die Heilige Gees roep saam met die bruid? Kom Here, kom Here. Ons almal bid, Here kom gou. Ek wil net voordat jy daai gebed bid, vra eers jouself af, is jy gereed as hy kom? Ons kan baie maklik bid, Here kom. Die vraag is jy regtig gereed as hy kom? Weet jy, toe Jesus die nagmaal ingestel het, wat het hy gedoen? Hy het die brood geneem en die beker. En dit was 'n tradisie gewees van die antieke Galileese bruilof. Want wat sou gebeur het was, wanneer die pa en die bruidegom gaan onderhandel het vir die bruidsprys, en hulle het ooreengekom, sou die bruidegom die bruidsprys betaal het,
En dan sou die pa, die vader, vir hom 'n beker gegee het met wyn, wat hy dan aan die bruid voorgehou het. En wat hy daarmee gedoen het, was basies om vir haar te sê, ek sluit met jou 'n nuwe verbond. Ek lê my lewe vir jou af, ek behoort aan jou. Sal jy, hy het al uitgepropose, sal jy dan nou my vrou wees? As die bruid die beker geweier het sy eintlik van gesê, nee, ek stel nie belang nie. Dan niks plaasvind, dan was dit maar so. Maar as sy die beker geneem het, en daarvan gedrink het sy vir hom gesê, ek behoort nou aan jou. Ek aanvaar jou uitnodiging. Ek sluit ook met jou 'n verbond. Deurdat ek hierdie beker neem, aanvaar ek dit, en dit beteken, ek word joune. My lewe lê ek neer vir jou. En ek gaan my bewaar vir jou. Ons gaan nou een word. En dan sou hy weggegaan het, om die plek te berei het. Net so het Jesus die beker geneem en die brood. En hy het vir sy disippels gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Wat sê hy eerste vir hulle? Dis die prys wat ek vir julle betaal. My lewe. My lewe word gebreek. Dit was die bruidsprys wat ek vir hulle moes betaal. Onthou julle net daarna, terwyl hy by die tuin van Getsemane. En hy bid die Here en hy sê iets spesifiek. Hy sê, Here, laat hierdie beker verby my gaan. Die Vader gee vir hom die beker vir die bruid om aan haar te propose. Here, laat hierdie beker verby my gaan. Die prys is baie hoog. Die prys is hoog. As hulle geonderhandel het met die prys, die bruidskat, en die prys was te hoog, en die vader het die beker vir die seun gehad, sou die seun gesê het, laat die beker verbygaan. Die prys is te hoog. Maar wat doen Jesus? Hy vat die beker en hy gee dit vir hulle. Here, die prys is te hoog om te betaal. Maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Here, u wil hulle red. U wil hulle bruid maak. Vader, u wil hierdie bruid koop met u bloed, met my bloed. Die prys is te hoog. Maar nogtans nie my wil nie. U wil. Ek sal submit. Ek is die offer. Ek is die prys. Ek sal my lewe neerlê. Dis wat Jesus gedoen het. En hy sê vir sy disippels, neem, eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Dink aan my terwyl ek weg is. Onthou dit. Die prys was hoog. Onthou dit. Jy's duur gekoop. Jy's nie net 'n nobody nie. Jy's nie net 'n straatvrou nie. Jy's nie net 'n dit nie. Jy's nie net 'n gemors, jy's nie 'n fout nie. Jy's duur gekoop. Ek lê my lewe vir jou neer. Doen dit tot my gedagtenis. En hy kom en hy sluit die verbond en hy sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Ek lê my lewe vir jou neer, sal jy dit aanvaar. Daarom sê hy vir ons in die woord van die Here, wanneer ons die nagmaal gebruik, laat ons onsself beoordeel, of ons waardig is, bedoelende van, hy sê wie op 'n onwaardige wyse, van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Omdat hulle die liggaam van Christus nie onderskei het nie. Hulle het nie besef wat het hy gedoen nie.
Hulle besef nie waaroor dit gaan nie. Hulle besef nie die implikasie daarvan nie. Wanneer jy die beker geneem het, sê jy vir hom, ek behoort aan nie. Maar nou, het hy gegaan om vir jou plek te berei. As hy gaan terugkom, dan sê die woord van die Here, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Jy moet vanmôre die keuse maak, en ek gaan nie laat hulle vir jou uitdeel nie, jy moet die keuse maak. Jesus maak die uitnodiging.